Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here reg dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het en dat die Here nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Ons eer die Here vir sy instandhoudende genade en dat die Here ons dag na dag dra en seën met die keer van sy seëninge. Die gebed van my hart vanmôre vir myself en ook vir u is dat die Here ons oë sal open, dat ons kan sien die wonders uit sy wet. Hoe wonderlik is sy woord net nie. Die Bybel sê vir ons dit is 7 maal gelouter, God se woord is volmaak en ons kan ook vanmôre daaruit onderrigting ontvang, somtyds teregwysing, somtyds vermaaning, maar in dit alles bou die Here ons op in die allerheiligste geloof. En mag u en ek vanmôre bemoedig word, ook deur die lewe van Job. Ons gaan vanmôre stil staan by Job, die 19de hoofstuk, en ons lees vir u daar vers 25, 26 en 27. Job sê, maar ek weet, my verlosser leef, en hy sal as laaste oor die stof opstaan. En nadat hulle so my vel afgeskeer het, sal ek nogtans uit my vlees God aanskou, hom wat ek sal aanskou, my ten goeie, en my oë en geen vreemde nie, sal sien. My niere versmag van verlange in my binneste. Nou vriende, wat vir my kosbaar is van hierdie paar verse, is dat Job hierdie woorde uiter, te midde van seker die moeilikste omstandighede waardeur 'n mens kan gaan. Jy sal onthou dat Job 'n baie ryk en welvarende man was. Job was 'n man wat alles gehad het wat 'n mens aan kan dink. Hy was ryk aan besittings gewees. Vriende, hy het 'n klomp kinders gehad wat vir hom 'n kroon en 'n seun was. Hy het 'n vroutjie gehad wat hy baie lief voor was, diensknegte gehad. En die Bybel sê vir ons, op een dag het hy alles verloor. Nou, ek probeer my nie eens indink wat Job moes deurgaan nie, om op een dag alles te verloor wat jy besit, alles wat jy bymekaar gemaak het, jou kinders almal op een dag af te staan aan die dood. Dis eintlik 'n gedagte vir ons te ver en te groot om te begryp. Maar dis waardeur Job gegaan het, soos die Bybel dit vir ons leer. En die Bybel sê vir ons, Job het in sak en as gesit en hy het gesê, Here, naak het ek in hierdie wêreld gekom en naak sal ek daaruit gaan. En ek het niks in hierdie wêreld ingebring en ek sal niks ook uit hierdie wêreld wegneem nie. Vriende, ons sien Job se gesindheid en toe kom hierdie 3 Jobbetroosters aan. En u weet mos hoe 'n Jobbetrooster klink en hoe 'n Jobbetrooster lyk. Hulle het baie te sê oor 'n situasie waarvan hulle niks weet nie. Hulle lewer hulle opinie, hulle wil geweldig geestelik klink, hoe diep hulle wandel met die Here is en hoe wonderlik die Here met hulle wandel en hoe goed die Here vir hulle is, en hulle beoordeel die situasie sonder dat hulle werklik verstaan wat aangaan, wat gebeur het en wat presies jou nood is. En dit is presies wat met Job gebeur het. Dis hierdie Jobbetroosters kom by hom aan. En Job sê hier in hoofstuk 19, hy sê eintlik die hartseer woorde, hy sê my broers het hy ver van my verwyder en my bekendes het vir my heeltemal vreemd geword. My naasbestaandes ontbreek en my vertroudes het my vergeet. My bywoners en my slavinne beskou my as vreemde. Onbekend het ek geword in hulle oë. Ek roep my slaaf, maar hy antwoord nie. Met my mond moet ek hom smeek. My asem is my vrou hinderlik en my slegte reuk vir my kinders of vir die kinders van my moeder se skoot. Met ander woorde, sy broers en susters. Selfs jong seuns minag my. Wil ek opstaan, dan spot hulle met my. Al my vertroude vriende het 'n afskie van my en die wat ek lief gehad het, het hulle teen my gekeer. Nou vriende, hierdie situasie is geweldig donker. Dis 'n prentjie wat jy vir mense skep wat hulle absoluut in depressie sal laat verval. Hierdie man sê, luister, alles wat ek bymekaar gemaak het, is vir my weggeneem en almal draai teen my en ek is eintlik vinger alleen. En jy sal onthou dat Job by dit alles hierdie bose swere gekry het. Die sig het letterlik daar uitgeloop. Hy het sy swere gekrap met 'n potskerf. En in hierdie uiterste moeilike situasie, met Job se 3 vriende wat die grootste klomp snert kwytraak, en Job eintlik vinger alleen in hierdie situasie staan. Sy kinders is dood, slavinne en slawe is weg, besittings is weg, sy slawe wat nog oorgebly het, wil nie eers om 'n antwoord gee, sy met hulle praat nie. Die jong manne spot ou Job, en hierdie situasie is vir hom so donker, en met alles wat gebeur, kyk Job verby dit en hy sien die Here God in sy heerlikheid. En Job sê, luister, al vergaan ek, al sterwe ek in hierdie situasie, al verander die Here nie my lot nie. Ek weet een ding verseker, dat ek die Here in sy heerlikheid sal aanskou, want ek ken God en hy ken my. Jy sien, dis die vaste vertroue van 'n kind van die Here. Ons dien die Here nie net in die sonskyn weer nie. Ons dien die Here nie net as dit goed gaan nie. Ons sing nie lofpsalms wanneer dit net met ons goed gaan nie. Ons doen dit ook in die moeilikste van tye. Jy sal onthou vir Paulus en Silas in die tronk. Die Bybel sê in om middernag het hulle lofgesange gesing tot eer van die Here.
In die moeilikste, donkerste situasie sing hierdie man en ek dink myself in, hoe moes dit klink? Dis pikdonker, dis doodstil in hierdie tronk. Ag vriende, miskien 'n paar mense wat kreun en steen oor die pyn van die geeseling wat hulle gekry het. En hier middernag, hier klink twee stemme, van twee manne van God. In daardie donker tyd, sing hulle lofliedere tot eer van God. Ek wens baie keer ek weet wat hulle gesing het. Ek wens baie keer ek weet watter lied hulle gesing het. Heel moontlik een van die psalms wat hulle geleer het, wat hulle gesing het. Ag, miskien prys die Here met blye galme, o my siel, das ryke stof. Maar wat ek vir u probeer sê is, soos Job in die donkerste van tye, soos Paulus in die donkerste van tye, vriende, so hoor jy die lofgesang wat uit hulle mond kom, omdat hulle weet, God het gegee, God het geneem. Daar is goeie tye in ons lewe en daar is volgens ons minder goeie tye in ons lewe, maar die goed en die sleg word deur God afgeweeg om ons te vorm, om ons te louter, om ons nader aan hom te trek. Hierdie man Job sê, Here, ek sal u aanskou. En kyk mooi wat hier staan. Hy sê, ek sal die Here aanskou. Hy sê, ek sal hom aanskou my ten goede. Job sê nie, ek sien so uit na hierdie tyd wanneer daar geen pyn en stryd en bekommernis in my lewe gaan wees en geen verliese ooit meer sal wees nie. Hy sê nie, ek sien uit na die poorte van parels en die goue strate nie. Hy sê nie, ek sien uit om al die heiliges te sien wat voor my geleef en gesterwe het nie. Job sê niks van hierdie dinge nie. Al wat Job sê is, Here, met alles wat met my gebeur, goed en sleg, sien ek uit om u en u heerlikheid te aanskou, want dis by verre weg die beste. Die apostel Paulus sê in Filippense 1 vers 21, hy sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. Ek wil vanmôre vir jou sê, en daarmee gaan ek afsluit. As jy vir enige iets of iemand anders op hierdie aarde leef, dan leef jy vir die verkeerde rede. Dan gaan jy geweldig teleurgestel word in jou lewe. Dan gaan jy op die ashoop van moedeloosheid sit en jy gaan geen hoop hê vir die dag van môre nie. Vriende, want luister, jou vrou stel jou teleur, jou man stel jou teleur, jou kinders stel jou teleur, jou finansies stel jou teleur, jou werk stel jou teleur, jou regeerder stel jou teleur, die kerk stel jou teleur, almal op hierdie aarde stel jou teleur. Jou gesondheid is besig om te kwyn. Daar is net een wat onveranderlik bly. En Job sê, hy kyk verby alles, die sig loop uit sy swere uit. Sy vriende verstaan hom verkeerd, sy geliefdes verwerp hom. En hy sê, Here, nog steeds by dit alles. En ten spyte van alles, kyk ek na die heerlikheid wat my voor lê en ek weet, daar's geen twyfel by my nie, ek sal u in u heerlikheid aanskou. En dan vriende, dis presies wat die apostel Paulus gesien het, dis wat u en ek vanmôre moet sien. Vir my is die lewe Christus, ek lewe vir Christus, ek staan op om hierdie dag tegemoet te gaan in sy naam, om eer te bring op sy naam, om vir hom te lewe, en al vriende, verlaat mense my, al stel hulle my te leer, al gebeur daar dinge met my, dan weet ek my verlosser leef, en hy het gesê, dat hy my veilig in sy heerlikheid sal aanbring. Ag vriende, ek wil u vanmôre bemoedig, dat u soos Job ook, deur al u moeilike situasie, verby dit alles sal kyk, na die heerlikheid van God, en sal sê, Here, ek weet, ek sal u in u heerlikheid aanskou. Mag die Here groot genade gee, dat u en ek bemoedig word deur hierdie wonderlike, kosbare woord, en mag u en ek vas staan, onbeweeglik altyd, oorvloedig in die werk van die Here. Baie groete vir u seun, mooi dag verder, tada.